Halleluja, kom ons lig ons hande net na die hemel toe vir 'n oomblik. Vader, ons dankie vanaand vir u teenwoordigheid in hierdie plek. Here, dankie dat ons kan staatmaak op u woord wat verklaar dat daar waar twee of meer vergader, daar is u in ons midde. En Here, ek wil vandag bid, Here, op hierdie Sondag aand waar mense moeite gedoen het om uit te kom na die kerk toe, bid ek, Here, dat u hulle nie sal teleurstel nie, dat u vanoggend of vanaand deur u Gees iets wonderliks in hulle gees sal deponeer deur die woord, Here. Ek bid vandag dat daar openbaring sal wees, dat daar nuwe vars perspektief sal kom na die harte van baie van u mense toe, Here, dat ons hierdie kerkgebou vanaand sal verlaat met nuwe hoop, met nuwe visie, met nuwe ambisie, gevul met die krag van die Heilige Gees. Ons eer u vanaand vir die geleentheid om u te loof en u te prys, om te sing, om ons hande op te lig en te verklaar dat u is God en buite u is daar niemand nie. Word verheerlik vanaand in hierdie gebou, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Dit is lekker om hier by julle te wees. 'n Voorreg. Ek het vanoggend baie vroeg uit Mosselbaai uit gery, omtrent so 3:15 vanoggend. En ek reis die hele tyd op en af en so na rukkies en vir maande lank so van plek tot plek reis en jou oggend begin maar elke oggend so 3:30, dan begin dit later jy het sy tolluis op jou liggaam. En vanmiddag toe ek klaar is by die Hendrike toe gaan ek na my gastehuis toe. En ek het daar op daai bed gaan lê, maar hoor ek is gone. Ek het so lekker geslaap. My vrou bel my, sy vra vir my, jy het bietjie gerus en ek sê vir ja. Ek sê vir ek het so lekker geslaap toe ek wakker skrik. Toe dink ek is laat vir skool. En dit is Sondag en ek is 30 jaar oud. So ek het lekker gerus, prys die Here, en ek hoop jy het lekker gerus en jy is reg vir die woord van die Here vanaand. Ek geniet my tyd verskriklik baie hier so in Wellington. Ek sê vir Hendriko, ek voel my hart regtig gestir en ek het iets in my gees wat ervaar en voel dat God wil iets besonders kom doen in Wellington. En ek is opgewonde, ek gaan 'n bietjie gesels en planne maak en miskien gaan ons 'n massive open air evangelistic event kom doen in hierdie dorp van julle. Ons sal daaroor bid en kyk hoe die Here lei, maar ek is opgewonde en ek wil jou aanmoedig dat as jy nie in 'n kerk betrokke is nie, kom in die kerk, word betrokke, of dit nou hier by Beweegkerk is of waar ook al waar jy is, gaan kerk toe, gooi jou volle gewig in waar jy aanbid. En jy gaan sien terwyl jy jou volle gewig ingooi agter dit wat God wil doen, gaan die Here jou oplig. Jy weet, reg in die Bybel sien ons 'n beginsel dat wanneer ons die huis van God bou, dan bou God ons huis. Kan jy amen sê? Toe Salomo die tempel wil bou, toe sê Salomo, wel ek gaan die tempel bou en net daarna sê hy dat ons gaan ook 'n huis vir my bou. En wanneer ons lewe gee om God se huis te bou, en die huis van God is nie net noodwendig net hierdie gebou of net 'n plek met mure en sement nie. Dit gaan oor die kerk, die mense van God. Wanneer ons lewe gee om mense te bou, om die kerk te bou, om die koninkryk van God te bou, dan gaan God jou bou. Dis 'n beginsel in die woord. Kan jy amen sê? Nou, ek weet ek kry hulle koud. Lyk of hulle koud kry. Halleluja. Was net ek. Prys die Here. Halleluja. Maar ek wil jou aanmoedig om 'n bouer te wees van God se huis. En so gaan God jou huis bou. Toe ek 11 jaar terug in bediening ingegaan het ek niks gehad nie. Toe ek my vrou ontmoet, ek sê altyd toe ek haar ontmoet, het ek net ambisie gehad. Ek was werkloos, geldloos en rigtingloos en ek is opgewonde om te rapporteer dit gaan vanaand beter. Maar ek het ambisie gehad en ek besluit op omtrent 18 jaar oud dat ek gaan my lewe gee om die koninkryk van God te bou. En in die laaste 10 jaar, 11 jaar het God my lewe gebou. En so wanneer jy jou lewe neerlê for the purposes, in Engels, when you lay your life down for the purposes of God, God will build you. Halleluja. En vandag is ons gekonfronteer met 'n wêreld wat alles vinnig wil hê en alles gaan oor my, me, myself and I, my bankrekening, my huis, my kinders, my besigheid, my. Maar die evangelie is andersom as wat die wêreld is. Die wêreld sê dat as jy wil hê, moet jy vat. God sê as jy wil hê, moet jy gee. Die wêreld sê, jy weet, kry die ou terug wat jou skade aangedoen het. Die Bybel sê vergewe hulle, spreek hulle vry. Daar's 'n ander manier van dinge doen. En wanneer ons onsself align met die wil van God, met die purposes van God, met die woord van God, dan gaan ons lewe begin die results hê wat die woord van God sê ons kan hê. Kan jy amen sê? En baie keer wil ons net bid en ons wil weet met ons handjies gevou sit en dink, Here, ek gaan maar net bid en moet 'n blessing uit die lug uitval. Dis nie hoe dit werk nie. Gebed is nie 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid nie. Ons kan nie gehoorsaamheid bypass en dink ons gaan net bid, jy weet, en dan is alles great. Die gebed in lyn met gehoorsaamheid, die beoefening van God se woord
produseer God se resultate. Kan jy amen sê? Nou ja, vanaand wil ek 'n woord met jou deel wat gefokus is op die beginsels van God. En die titel van my boodskap vanaand is Besit die beloftes. Hoeveel van julle weet dat is God se wil vir jou om toegang te hê tot elke belofte? Die rede hoekom God beloftes gemaak het was vir sy kinders om dit in besit te neem. En vandag is daar soveel beloftes in die woord van God wat baie gelowiges eerstens nie het nie en tweedens nie eens van weet nie. En ek wil vandag vir jou sê dat ek en jy sal nooit iets in besit kan neem wat ons nie van weet nie. Die boek van Hosea sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Een van die groot uitdagings wat baie gelowiges in die gesig staar, wanneer hulle nie deurbrake in hulle lewe sien nie, is nie omdat God enigiets van ons weerhou nie. Dis omdat ons nie 'n understanding of openbaring het van sy woord nie. En so ek en jy moet op 'n plek kom waar ons verantwoordelikheid vat vir ons geestelike welstand, waar ons die woord van God weet die hoogste gesag in ons lewe, weet kroon as die hoogste gesag in ons lewe, waar die woord van God, soos die Bybel sê, ryklik in ons woon. Want wanneer die woord van God ryklik in my en jou woon, dan kan en gaan dit produseer wat God sê dit kan. En so vanaand wil ek praat oor die beloftes van God. Ek wil spesifiek praat oor 'n lewe van oorwinning. Die titel is Besit die beloftes. Nou, ek moet eers sê, dit is baie lekker om Afrikaans te praat. Halleluja. Ek sê vanoggend vanmiddag vir my vrou dat in die laaste tyd stuur die Here my na baie Engelse kerke toe, Engelse lande, Engelse plekke. En jy moet verstaan dat ek is so Afrikaans soos wat hulle kom. Jy weet, toe die eerste keer toe die Here my na al die Engelse kerke toe stuur, dan sit ek in die kantoor van die pastoor en dan bid die pastoor, "Come Holy Spirit, come." Dan sit ek en bid en sê, "Kom Engels, kom." Halleluja. Want hy kom nie so natuurlik nie. En ek was in Amerika ook gewees op, jy weet, die eerste keer toe ek al was, so ek preek het by 'n konferensie. Ek was baie op my senuwees gewees. Dit is die eerste keer wat ek in 'n ander land preek. Ek het wel in Amerika preek. En ek het vir my vrou 'n boodskap gestuur. Ek sê vir hoor jy moet vir jou man bid. Ek moet Engels preek. En sy sê nee, sy bid. Daai aand preek ek die hel uit daai mense uit. Ek gee my beste Engels vir daai mense. En ek voel maar eers dat dit goed gegaan. Prys die Here, die mense engagement wat ek sê, daar's beweging. Ek loop van die platform af en ek stuur vir my vrou 'n WhatsApp daar uit New York uit en ek sê vir haar nooi, prys die Here dat dit goed gegaan. En in daai tyd gaan ons uit vir etes om die kerk se leierskap en daar's so 'n ou in New York tannie wat oorkant my kom sit. En ek sit my Pepsi en drink. Ek voel ek het dit nou gemaak. Ek's nou 'n internasionale spreker. En ek sit daar heel chaff met myself en die tannie sy lean so oor die tafel en sy sê vir my in haar sterk Amerikaanse aksent. Sy sê, "Son, I could really sense the presence of God while he was speaking, but I have no idea what you said." Do you speak English? Ek sê vir haar, apparently not. Ek stuur my vrou boodskap, ek sê vir haar, nee wat, dit is so goed gegaan nie. Maar intussen het die Here my gehelp en nou bedien ek amper net by Engelse kerk en mens begin amper half touch verloor met Afrikaans. So dit is my regtig lekker om 'n Afrikaanse kerk te wees om die woord van God in Afrikaans te deel. Halleluja. Prys die Here. Hoeveel van julle like Afrikaans? Ja, prys die Here. Ek sien so 'n paar Engelse tussen ons. Prys die Here. Ek wil vanaand 'n lewensveranderende nuus met jou deel. En dit is die volgende: dat Jesus jou liefhet. En ek weet dit klink eenvoudig en dit klink, jy weet, plat en jy weet plain. Jesus is lief vir ons. Weet dit, ons ouers vertel dit vir ons vanaf ons 'n klein kind is dat Jesus is lief vir ons. Maar ek wil vandag vir jou sê as jy regtig die omvang en die diepte van God se liefde verstaan, transformeer dit jou lewe. Ek het groot geraak in die kerk my hele lewe lank. En ek het baie goeie preke gehoor, baie goeie worship songs gehoor. Ek het great goed gesien gebeur, maar dit was die liefde van Jesus wat my getransformeer het. En jy weet die wonderlike ding van die liefde van Jesus is dit dat die liefde van Jesus red jou nie net nie, hy transformeer jou. Die liefde van Jesus bring verandering. Die liefde van Jesus maak jou vry. Die liefde van Jesus bring jou tot die besef dat jy het 'n hoop en 'n toekoms in Jesus naam. Jesus is lief vir jou. Die Bybel sê dat God het jou so lief gehad. Johannes 3 vers 16, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. God het jou lief, hy het sy seun gegee as 'n bewys. En aan die kruis het Jesus gesterf vir my en jou sonde. En hy het vir ons redding en verlossing en bevryding, halleluja, en genesing beskikbaar gemaak. Die Bybel sê in die boek van 2 Korintiërs, waar Paulus skryf, hy sê dat as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge gaan verby, alles word nuut. Nou jy moet verstaan in hierdie spesifieke skrifgedeelte waar Paulus skryf en waar hy sê alles word nuut. Die woord alles word nuut beteken presies wat dit sê, alles word nuut. Elke faset van ons lewe moet nuut word en die hartseer saak is dat baie mense kom tot redding, kry vergifnis,
word 'n volger van Christus, maar hulle lewe transformeer nie. En die rede vir dit is nie omdat God dit weerhou, die nuutheid wat beskikbaar is in Christus nie. Dis omdat ons areas van ons lewe van Christus weerhou. Alles word nuut. Hy wil alles nuut maak. Maar as crazy vir my, soos ek reis deur die wêreld, sien ek dat baie gelowiges het genoeg geloof om te glo dat redding en verlossing vir ons beskikbaar is. Dat God, of redding en vergifnis eerder. Ons glo dat God is 'n God wat red. En ons glo dat God is 'n God wat vergewe. Maar terwyl ek met soveel verskillende kerke, organisasies en denominasies werk reg oor die wêreld, kom ek agter dat gelowiges het genoeg geloof vir vergifnis en vir redding. Maar wanneer ons vir hulle preek en vir hulle sê dat God het ook 'n begeerte om vir jou voorsiening te gee en bevryding te gee, dan sukkel hulle om dit aan te gryp. Ja, ek glo God is 'n God wat red. Ek glo God is 'n God wat vergewe. Maar wanneer jy die evangelie preek van voorsiening, dan sê hulle, jy's 'n prosperity preacher, jy preek oor geld. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor 'n God, 'n Vader wat wil voorsien vir sy kinders. Mense sukkel om daardie openbaring te ontvang. Een van die hartseerste dinge vir my is dat omtrent 95% van die boodskappe en e-mails wat ons ontvang in ons kantoor, en ons ontvang 700 e-mails 'n week. 95% van hierdie e-mails is mense wat vir ons vra, Johandre, bid vir my vir 'n finansiële deurbraak. Johandre, bid vir my vir bevryding. Hierdie twee areas is die areas wat die sterkste na vore kom, en dit is die rede daarvoor is dis die twee areas waar ons sukkel om God te vertrou. Ons glo God vir vergifnis, ons glo God vir redding, maar ons sukkel om God te vertrou vir voorsiening en vir bevryding. Maar ek wil vandag vir jou sê dat God roep my en jou om 'n lewe te lewe in 'n lewe van oorwinning te lewe in elke area van ons lewe. As jy die Bybel bestudeer van Genesis tot Openbaring, dan kan jy 'n duidelike lyn optel waar God sy hart vir die mens duidelik maak. God se hart buiten redding is om vir sy kinders oorwinning te gee. Kan jy amen sê? Hy wil hê ons moet 'n lewe van oorwinning. God het nie vir Jesus gestuur om aan 'n kruis te sterf dat ek en jy net moet oorleef nie. Nee, Jesus het 'n duur prys betaal met sy bloed om vir ons 'n lewe te gee van oorwinning. Nie net survival nie. Nie net oorleef nie, maar om te oorwin in Jesus naam. Nou, ek het groot geraak in 'n Pinksterkerk, soos ek vanoggend gesê het, en ek het baie gesien deur die jare hoe ons getuienisse hoor van oorwinning, hoe ons stories hoor van oorwinning. Ons het gehoor hoe predikers preek van hierdie onderwerp van oorwinning. Ons het gehoor hoe mense sing oorwinning. Oh, we're going to see a victory. Halleluja. Ek het hierdie goed gesien en gehoor die hele tyd hoe mense praat en droom en preek en sing oor hierdie goeters. Maar as ek om my gekyk het, het ek gesien dat mense praat van oorwinning, maar hulle leef nie in dit nie. En ek het tot 'n plek gekom as 'n jong man in daardie seisoen van my lewe waar ek frustreerd geraak het en ek het begin vra, Here, hoe kan dit wees dat ons praat van oorwinning, sing van oorwinning, ons skree haleluja as die prediker preek oor oorwinning? Wat is die blokkade? Wat veroorsaak dat Christene net praat van oorwinning, bid vir oorwinning, maar nooit loop in oorwinning nie? Wat is dit? En na baie studie, baie gebed, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat een van die grootste contributors, soos die Engelsman sal sê, tot die Christene wat nie loop in oorwinning nie, is hierdie mentaliteit wat ingekruip het by die kerk, dat ons moet maar net vasbyt tot Jesus kom. Ons moet maar net vasbyt, jy weet, tot ek doodgaan en maar Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. Ons moet net vasbyt. Maar ek wil vandag vir jou sê, Jesus het nie aan 'n kruis gesterf vir sy kerk om vas te byt nie. Jesus het nie aan 'n kruis gesterf vir ons om net te oorleef nie. Nee, Jesus het aan 'n kruis gesterf om oorwinning vir my en jou te bewerkstellig. Sê amen. Maar die probleem is die kerk van God het op 'n plek gekom waar ons in ooreenstemming is met die leuns van die vyand. En wanneer ek en jy in ooreenstemming leef in die leuns van die vyand, dat ons is klein, ons is gering, ons is eenvoudig, dit is maar wat dit is, hierdie is maar my lot, hierdie is maar my lewe. Wanneer ons in ooreenstemming kom met die leuns van die vyand, dan word ons geposisioneer vir dit wat Johannes 10 sê, vir die vyand om in ons lewe in te kom, om te slag en te steel en te verwoes. Ons posisioneer onsself vir dit. Maar ek wil vandag vir jou sê, kerk, dit het tyd geword dat ek en jy vrykom van die leuen van die vyand. Ons breek met die mentaliteit wat die vyand in ons voorhou en dat ons die oorwinning opneem wat Christus met sy bloed vir ons gekoop het aan die kruis. Halleluja. Ons hou vas aan die leuns van die vyand. Maar ek wil vandag vir jou sê dat een ding wat jy moet verstaan van die vyand, die wêreld of die kerk gee vir hierdie mannetjie te veel krediet. Die Bybel sê dat die duiwel is onder my en jou voete. Die Bybel sê dat hy is oorwin. Hier is 'n defeated foe. Ek en jy het reeds die oorwinning oor hierdie figuur wat ons wil krediet gee. Wat my en jou vanaand weerhou van die volheid van God se plan van oorwinning is nie noodwendig die vyand nie. Maar as hierdie oortuiging dat ons moet maar net vasbyt.
Hierdie klein mentaliteit. Ons gaan vanaand daarna kyk. Maar ek wil vandag vir jou sê kerk, dit het tyd geword dat ek en jy op 'n plek kom waar ons lewe align met die waarheid van God se woord. Waar ons die beloftes van God uitsoek, op dit staan, dit spreek totdat dit manifesteer in my en jou lewe. Maar die skokkende ding vir my is dat mense bid vir die beloftes van God om tot vervulling te kom, maar hulle weet nie wat dit is. Vriende, ek wil vandag vir jou sê dat die oplossing wat ek en jy nodig het vanaand is die woord van God, wat ryklik in my en jou woon. Ek het gesien as jy na mense toe gaan wat lank vasgevang sit in leuns en jy gaan na hulle toe om waarheid met hulle te deel, in plaas daarvan wat hulle die waarheid van God se woord wat bevryding bring ontvang, sal hulle eerder jou aanval, jou kritiseer, jou beledig, want hulle wil nie gepla word in hierdie kondisie waar hulle die leuen van die vyand glo nie. As jy na mense toe gaan wat konstant 'n lewe waar hulle net slegte nuus hoor en jy kom na hulle toe om goeie nuus met hulle te deel, dan sal hulle jou verwerp, jou verstoot en jou kritiseer. Maar ek wil vandag vir jou sê kerk dat ons kan nie stil bly oor die goedheid van God nie. Jesus het gesê die gees van die Here is op my en het my gesalf om goeie nuus te bring vir die armes, vrylating aan te kondig vir die gevangenes, recovery of sight to the blind. Die Bybel sê en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Kerk, ek wil vanaand iemand inspireer in die kerkgebou en ek wil vir jou sê jy is in die aangename jaar van die Here. Glo dit, vat dit en leef dit. Maar ons is besig om onsself te vul met al die leuns, al die chaos, al die negativiteit wat hierdie wêreld in ons keelgatte afdruk. Maar vandag moet ons op 'n plek kom waar die woord van God ons hoogste prioriteit. Waar dit ryklik in my en jou woon. Nou wil ek vanaand vir jou vra kerk, wat is goeie nuus vir 'n arm persoon? Amen, dat hy nie arm hoef te wees nie. Relax, ek gaan nie jou geld vat nie. Relax, nie jou handsak so vashou nie. Dat jy hoef nie arm te wees nie. Arm finansiëel en materialisme, maar ook arm van gees. Dis meer as finansies. Hoekom recovery of sight to the blind? Blind to what? To the truth. Vrylating vir die gevangenes. Gevange van wat? Van die leuen. God wil hê sy kerk moet vrykom. Waar ons leef in die oorwinning. Waar ons leef met die realiteit en die visie dat God is wie hy sê is en dat hy gaan doen wat hy sê hy kan doen. Kan jy amen sê? Vanaand moet ons op 'n plek kom, en dis my mandaat vanaand, is om op jou op 'n plek te bring waar jy die keuse maak om te breek met die leuns wat jou weerhou van oorwinning en waar jy op 'n plek kom waar jy jouself posisioneer om in ooreenstemming te leef met God se woord wat sê dat die oorwinning behoort aan my en jou. Sê amen. Halleluja. Kom ons spring in die Bybel in. Ja, ek het nou al so baie gepraat, ek het nog geen skrif aangehaal nie. Ek onthou, so 2 jaar terug is ek doen ons 'n toer deur die Noord-Kaap. Ja, van Noord-Kaap, alles is ver uit mekaar uit. Dis Prieska en put sonder water en al hierdie plekke. Ek is een aand as ons daar in 'n dorpie en ons doen revival nights en van die oomblik wat ons begin sing, is die teenwoordigheid van God net in daai gebou en ek vat uit die worship uit begin ek te preek en ek preek omtrent vir 1 uur en 'n half en dan eers die woord van God vloei net na daai mense toe. En dit is 'n powerful aand. En na die tyd kom daar 'n tannie na my toe en sy sê vir my, Johandra, jy het nou baie mooi gepraat vir 1 uur en 'n half, maar jy het nie een keer die Bybel gelees nie. Ek sê vir haar, tannie, ek het die Bybel so gequote. Sy sê nee, jy het nie die Bybel opgetel en uit hom uit gelees nie. So vanaand gaan ek vir jou die Bybel uitlees, hoor. Ek praat vanaand met jou oor besit die beloftes. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Jeremia, hoofstuk 1 vers 11 en vers 12, net 2 versies. Hoor wat sê hy, Jeremia 1 vers 11 en vers 12. Hy sê, die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. So God kom na hierdie jong man toe met die naam van Jeremia, 'n magtige profeet. Hy sou 'n magtige profeet word. Op daai stadium is hy nog nie daardie magtige profeet nie. En God kom na Jeremia toe en hy sê, Jeremia, ek wil vir jou iets wys en ek wil hê jy moet vir my die interpretasie gee daarvan of jy moet my sê wat jy sien. En die Bybel sê Jeremia praat met God en hy sê ek sien 'n amandeltak. Nou die woord amandel of amandeltak in Hebreërs beteken om wakker te wees of om te waak of waak te staan oor iets. Die amandeltak. Nou die amandelboom is ook een van die eerste bome wat blom na die winter. En dit beteken en verteenwoordig ook gereedheid. So God kom na Jeremia toe en hy sê vir Jeremia, wat sien jy? En hy sê ek sien hierdie amandeltak. En God sê jy het reg gesien Jeremia,
Kom ek gee vir jou die uitleg van wat jy gesê het. So in vers 11 vra God, wat sien jy? In vers 12 sê God vir jou, hier's die uitleg van jou profetiese visie. In vers 12 sê die Here, jy het reg gesien Jeremia. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. So hier kom God en hy roep hierdie jong man. Hy sê hy gaan 'n magtige profeet wees vir die nasies. Maar voordat jy 'n profeet word vir die nasies Jeremia, is daar iets wat jy van my karakter moet verstaan, van God se karakter moet verstaan. Hy sê hy sê ek is wakker om oor my woord te doen. So die amandeltak beteken gereedheid, gewilligheid en om wakker te wees daaroor. So God kom na Jeremia toe en hy sê voor jy enigiets doen vir my, moet jy een ding verstaan van my. Jeremia, ek is wakker. Ek is gereed en ek is gewillig om te doen wat ek gesê het ek gaan doen. En ek wil vanaand vir jou sê kerk, as die Here 'n belofte vir jou gemaak het, as hy 'n woord vir jou en oor jou gespreek het en oor jou huisgesin gespreek het, dan weet jy glo dat hy dit gaan doen. Die Bybel sê dat God is nie 'n mens dat hy so lieg nie. If he said it, he will do it. So God praat met Jeremia. Hy sê Jeremia, hoor ek roep jou as 'n magtige profeet vir die nasies. Maar voordat jy in hierdie kapasiteit gaan instap, moet jy weet wie en wat ek is. Jy moet verstaan vanaand Jeremia dat ek is 'n God wat doen wat ek sê. Ek is 'n God wat wakker is om my woord te doen. Die Bybel sê in Engels that I'm ready to perform it. En ek glo God skets hierdie prentjie vir Jeremia want hy het geweet dat Jeremia gaan ergens gekonfronteer word met moeilike goed en omstandighede wat die omstandighede Jeremia op 'n plek gaan bring waar hy God se woorde gaan begin bevraagteken. En dis wat met ons gebeur wanneer ons deur moeilike tye gaan. Wanneer ons gekonfronteer word met moeilike dinge, moeilike omstandighede, dan voel dat die beloftes van God en die woorde wat God oor mense se lewens spreek is goed en wel en dit is beskikbaar vir almal behalwe vir my. Dis wat omstandighede doen. En God wil my en jou op 'n plek bring vanaand waar ons 'n understanding het, waar ons openbaring het dat hy is wakker oor sy woord, dat hy is gewillig en hy is gereed om te doen wat hy gesê het. Hoor wat sê die Bybel in die boek van Numeri hoofstuk 13 vers 30 tot 33. Numeri 13 vers 30 tot 33. So wat hier gebeur is, ons weet Moses lei vir Israel uit die slawerny uit, hulle het 'n belofte, hulle is op pad na die beloofde land toe. En God praat met Moses in Numeri 13 vers 1. Hy sê vir Moses, stuur 12 spioene om die land Kanaan te gaan verken en na 40 dae moet hulle terugkom om 'n verslag te gee. Die Bybel sê dat hierdie 12 spioene het gegaan, 40 dae het hulle na die land gekyk en hulle moes terugkom om te sê wat hulle gesien het. Die Bybel sê, ons ken die storie dat 10 van die 12 spioene het gesê dat dit is alles wat God gesê dit is, maar ons kan dit nie in besit neem nie want ons reëse, dit is 'n sterk land, dit is 'n groot land. Ons het nie die vermoë om die belofte van God wat die beloofde land is in besit te neem. Ons kan dit nie doen nie. Maar Joshua en Caleb maak hulle stil en sê nee kerels, ons kan die belofte vat. God het gesê die land behoort aan ons. Maar hoor wat gebeur in Numeri 13 vers 30. So hulle is in hierdie debat. Dis in hierdie groepie wat sê ons kan die belofte in besit neem en die groepie wat sê ons kan nie die belofte in besit neem nie. In vers 30 sê die Bybel, Caleb het egter die manne wat met Moses gepraat stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reëse gesien, die Enakiete, 'n stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. My eerste vraag sal wees, hoe weet hulle hoe die vyand hulle sien? Hierdie 10 spioene kom op 'n plek waar hulle in 'n debat is met Moses en met Joshua en Caleb. Hulle sê, luister, die beloftes van God is daar. Niemand bevraagteken die beloftes van God nie. Ons het dit gesien met ons eie oë. Ons het net nie die vermoë om die beloftes in besit te neem nie. En hulle is heeltyd besig in hierdie debat en Joshua en Caleb sê ons kan nou die belofte in besit neem. En die 10 spioene sê nee, hulle gee al die redes hoekom hulle nie die belofte in besit kan neem nie. Klink dit nie vir jou bekend nie? Dis mos nou hoe mense is. Hierdie ou wat sê God sê dit en God het hierdie planne vir jou. Dan kom hierdie ander nar van die kant af en sê nee, jy weet, dis maar tekens van die tye, jy weet, ons gaan dit nie maak nie, dis maar wat dit is. Jy het altyd hierdie ou, hierdie peanuts soos my ma sê, wat jy wil uit God se beloftes uitpraat. En hierdie 10 spioene wil Israel uit God se beloftes uitpraat terwyl hulle weet dit is accessible. Ek kyk na hierdie skrifgedeelte en dan die laaste sinnetjie van hierdie hoofstuk maak hierdie 10 spioene hulle harte bekend. Hulle maak hulle mindset bekend toe hulle die volgende woorde sê: ons is so sprinkane in ons eie oë en ook in hulle oë.
het hulle minderwaardigheid. In Engels, they projected their own insecurity on the enemy. Hulle het nie gesien dat hulle die vermoëns het om God se beloftes in besit te neem nie. En omdat hulle gevoel het hulle is inferior, hulle is minderwaardig, hulle het nie die vermoëns nie, het hulle daardie minderwaardigheid wat hulle ervaar en beleef het, project op hulle vyand. Hulle het minderwaardig gevoel oor hulle self en aangeneem dat hulle het hulle self in 'n slegte lig gesien en aangeneem hulle vyand sien hulle ook so. Maar een ding wat jy moet verstaan van die vyand is dat die vyand het gehoor van God. Die vyand het gehoor dat God het Israel opgerig. Die vyand het gehoor dat die beloofde land word besit. Behoort nie meer aan hulle, maar dit behoort aan Israel. So die vyande het 'n afwagting en 'n verwagting gehad dat Israel gaan kom en die land gaan oorvat, want hulle het gehoor dat die God van Israel maak die Rooi See oop. Die God van Israel voorsien manna in die woestyn. Hulle het gehoor van die krag van God. En hierdie mense het Israel gevrees. Maar wat hierdie 10 spioene nie verstaan het nie, dat hulle was bang vir mense wat vir hulle bang was. Hulle was bang vir die vyand wat bang was vir hulle. Maar omdat hulle 'n klein mindset gehad het, 'n sprinkaan mentaliteit gehad het, hulle self as klein en gering en eenvoudig gesien het, het hierdie klein perspektief van hulle self het hulle op 'n plek gebring en dit het 'n mindset in hulle gekweek dat ons kan nie die beloftes van God in besit neem nie. En die hartseer ding is dit stop nie net eers daar nie. Hulle gaan vertel toe vir Israel, hoor jy, ons kan nie die beloftes in besit neem nie. Hulle het toe so besluit vir die hele volk, hierdie is nie moontlik nie, want hulle het gekyk na die beloftes van God deur die lens van die vlees. Die Bybel sê dat we walk by the Spirit and not by sight. En so hierdie manne kom en hulle versprei 'n slegte gerug dat ons kan nie die belofte in besit neem nie. En soos wat die mens nou maar is, glo hulle die negatiewe gerug en neem nou maar aan ons kan nie die belofte in besit neem nie. Joshua en Caleb probeer hulle oortuig, ons kan nie beloftes in besit neem, want in Numeri 13 vers 1 sê God vir Moses, kyk in die land wat reeds hulle in is. So vir Joshua en Caleb was dit irrelevant geweest wat se uitdaging die land sou bied, want hulle het 'n woord van God afgehad. Maar hier is hulle in hierdie gesprek en hulle is in hierdie stryd tussen mekaar. Die een sê ons kan die land vat, die ander een sê ons kan nie die land vat nie. Hoor gou wat gebeur in Numeri 14 vers 9. Hier is Caleb, hulle is nou weer in gesprek en hulle probeer die mense aanmoedig. In Numeri 14 vers 9 sê die volgende woorde. Hy sê: "Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan." Hoor die mindset van Caleb. Hy funksioneer van 'n ander dimensie af, terwyl hierdie mense se knieë bewe en hulle al die redes gee hoekom ons nie die beloftes van God in besit neem nie. Kom hierdie man met 'n ander mindset en hy sê: "Man, ons sal mense verslaan. Die oorwinning is reeds ons in." Hy het nie gefight vir oorwinning, hy het gefight van 'n plek van oorwinning, want God het reeds gesê die land behoort aan ons. In Caleb se mind was dit 'n uitgemaakte saak, maar hy probeer hierdie mense in lyn kry met God se wil. Hy sê moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Nou wat my great is van hierdie skrifgedeelte en van Caleb se gesindheid is Caleb ontken nie die reëse in daai land nie. Caleb ontken nie die vyand nie. Caleb ontken nie die uitdagings nie, maar Caleb erken God se krag. Caleb ontken nie dat daar is 'n stryd om te stry nie, maar Caleb erken dat God gaan die oorwinning vir hulle gee. En dis presies hoe geloof werk. Geloof ontken nie die reëse nie, maar geloof erken dat groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Geloof ontken nie uitdagings en onmoontlikhede nie, maar geloof erken dat alles is moontlik vir hom wat glo. Kan jy amen sê? Dit is hoe geloof werk. En so Caleb is besig om met hierdie mense te debatteer nie, hulle te probeer oortuig en sê God is met ons, God is vir ons, ons kan die beloftes in besit neem. Maar ek wil vandag vir jou sê, net so wat hierdie 10 spioene, die hele generasie uit die belofte uitgepraat het, so is al vandag mense om ons, as jy hulle 'n halwe kans gee, sal hulle jou uit God se beloftes vir jou lewe uitpraat. As ons sosiale media 'n halwe kans gee, die televisie 'n halwe kans gee, en ons neglect die woord van God, dan sal die media ons uit die beloftes van God uitpraat. Hulle sal ons op 'n plek bring waar ons God se woord begin bevraagteken, waar ons dit wat God oor ons lewe gespreek het begin bevraagteken. Maar kerk, ek wil vanaand vir jou sê dat God se beloftes staan vas. Dit is ja en amen, sy woord verander nie. Vandag moet ons op 'n plek kom waar die woord van God so baie inneem dat dit ryklik in ons woon. Sodat ons op 'n plek kan kom dat wanneer ons gekonfronteer word met reëse en uitdagings van ons gaan. Jesus het gesê in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Ons gaan met reëse gekonfronteer word. En alhoewel dit menslik is om deur uitdagings te gaan, is dit ons natuurlik om in defeat te lewe.
Want ons is gesalf vir oorwinning. Ons is geroep en geposisioneer vir oorwinning. Maar daar's mense wat jou uit die belofte van God uit sal praat. As jy 'n square inch sal afgee, as jy 'n millimeter sal afgee, dan sal jy 'n lewe void of the promises of God. Ons ken die uiteinde van hierdie generasie. Hulle het die negatiewe gerugte geglo en hulle het nie deel geword. Hulle was nie deel van die belofte nie. En ek wil vanaand vir jou 'n vraag vra op kerk. Wat glo jy? Wat sien jy? Want God wil vanaand, soos hy vir Jeremia prentjies gewys het van die toekoms, wil hy vir jou prentjies wys oor wat hy in jou lewe wil doen. Beloftes wat hy tot vervulling wil bring in jou lewe. Maar ons access hierdie beloftes deur geloof. Maar wanneer ons geloof wankel, omdat ons onsself vul met allerlei nonsens, dan kan ons nie, dan het ons nie die krag en die kapasiteit om hierdie beloftes te gryp en in besit te neem. Maar wanneer ons op 'n plek kom waar die woord van God ryklik in ons woon, dan kweek dit krag in ons binneste om God se woord te glo. Hoor gou wat sê die Bybel in Numeri 14 vers 28. So weer eens Caleb is aan die woord. Moses, God praat hier so met Moses en Caleb hulle en hy sê vir hulle, hoor hierso, ek is nou moeg vir hierdie ongelowige generasie, vir hierdie Israeliete. Hoor gou wat sê God? God sê 'n scary ding in Numeri 14:28. Hy sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. God, die God van hemel en aarde praat en hy sê vir hulle, daai Israeliete, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. Kerk, wat sê jy? Wat sê jy oor die beloftes van God? Wat sê jy oor die woord van God? Wat sê jy oor jou lewe? Wat praat jy uit God se mond uit of praat jy die mond van die wêreld uit? Wanneer jy gekonfronteer word met uitdagings, buig jy jou knie vir die reus? Buig jy jou knie soos hierdie 10 spiere en sê jy, dit is maar wat dit is. Ons sal seker maar nooit die beloftes van God in besit neem nie. Of is jy iemand wat so gevul is met die woord van God, met die waarheid van God se woord, dat jy die reus in die oog kyk en sê vandag maak ek jou gelyk met die aarde. Luister vandag vir my. Wat sien jy en wat sê jy? Want wat God hoor wat jy sê, so sal dit wees. Die Bybel sê Spreuke, lewe en dood lê in die mag van die tong. Hy wat die tong gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ons is, die Bybel sê dat our tongues is like a pen in the hands of a skillful writer. Writing what? Our destinies. Halleluja. Vandag moet ons op 'n plek kom waar ons hierdie grasshopper mentality, wat is 'n grasshopper nou weer? Springkaan mentaliteit. Sorry, die Engels wat oor. Waar ons hierdie springkaan mentaliteit neerlê. Jy weet so 'n paar maande terug sit ek en ek worstel met hierdie boodskappe, met hierdie gedagte oor die springkaan mentaliteit. Dis eintlik van en ek staan op my gras en dis berge en dis velde en ek sit en kyk vir die velde en die son sak. Ek dink vir myself, Jesus Here, ek wil nie preek oor 'n springkaan mentaliteit nie. Ek wil iets lekker preek, weet die Here is lief vir jou en jy gaan ryk word en lank leef en al daai lekker goeders. En ek stoei met hierdie springkaan boodskap en soos ek reis sien ek hoe hierdie mentaliteit steel van die kinders van God. En dis iets wat aangespreek moet word sodat ons besef dat God roep ons na 'n plek van oorwinning toe. Want terwyl ek stoei met hierdie gedagte en ek dink vir myself, nee, Jesus, ek gaan nie preek oor hierdie springkaan besigheid nie. Die mense gaan dit nie like nie. Ek sal dan ek het 'n plan B, jy weet, ek het 'n ander boodskap om te preek. Maar terwyl ek daar staan en stoei met dit, kom my 3-jarige dogtertjie en sy trek my broek. En sy sê vir my, "Pappa, wat is die?" En ek kyk, toe gee sy my 'n springkaan. Ek sê, "Right, reg Here, ek het hom." Maar God wil hê dat hierdie woord moet na vore gaan aan sy kerk toe, want God wil hê dat sy kerk moet in oorwinning lewe. Moenie toelaat dat mense wat 'n grasshopper mentality het, wat 'n springkaan mentaliteit het, jou uit God se beloftes uitpraat nie. God se woord is ja en amen. Die Bybel sê dat God ag sy woord hoor as sy eie naam, as hy het gesê het sal hy dit doen. Jy moet vanaand verstaan dat God weerhou geen goeie gawe van sy kerk. Ons het toegang tot die beloftes van God. Ons het toegang tot oorwinning. Ons het toegang tot voorsiening. Ons het toegang tot 'n bevryding en verlossing. Ons het toegang tot elke ding wat God sê ons het. Maar wat ons weerhou van dit is 'n gebrek aan geloof en 'n gebrek aan kennis en 'n mentaliteit wat sê dit is beskore vir almal behalwe vir my. En die Here seën daai mense, maar hy is nie vir my nie. Die Here se hand is op daai mense, maar nie op my nie. Het jy geweet dat die Bybel sê dat God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie? Hy het nie wit broodjies nie. God reageer op sy woord. En wanneer sy woord in jou mond is, dan sal dit produseer wat die woord van God sê dit kan produseer.
'n lewe van oorwinning. Ek het soos ek nou baie reis, ek is maar baie min by die huis, maar as ek nou by die huis is dan maak ek dit nou my missie om my kinders baie te bederf. En 2 weke terug kom ek by die huis en my dogtertjie kom na my toe en sy sê vir my sy wil 'n bietjie mall toe gaan. Sy's 3. Sy sê vir my pappa gaan mall toe gaan, gee my jou bankkaart. Ek dink, Here help, Here help. Maar ek sê toe vir haar, nee, is reg, ons gaan pappa gaan jou mall toe vat en ek gaan jou bederf. Ek gaan die rook uit jou bederf. Jy gaan alles wat jy wil hê kan jy kry. Gaan mall toe en my 3-jarige dogtertjie het die woorde van haar pa baie ernstig opgeneem. Sy het geglo wat haar pa sê, dat jy het toegang tot enigiets in die winkel. Tot my spyt. Want daai mandjie laai sy's daar in Hoelie, sy's daar in Ackerman, sy's daar in elke winkel. Sy laai nie later is niks soos heerlikheid, dit raak nou rof. My vrou kom ingestap en sy sien hierdie trollies gelaai. Sy sê vir my, jy het jou 'n rowwe perd opgesol, ou broer. Maar ek sê toe wel, ek het gesê jy kan enigiets kry. En sy laai daai trollie en sy het aller rokkies en sy broekies en 'n skoene en 'n make-ups soos hy dit nou noem. En dit te oulik en ons gaan huis toe en ek recover nou nog finansiëel van dit. Maar ons gaan huis toe en my dogtertjie se oë skitter so. En sy is opgewonde en ons kom by die huis en sy sê vir my, ek sit op die bank en ek maak my koffie. En sy kom na my toe en sy sê vir my, pappa, moet ek al die klere wat ek gekoop het model? Ek dink myself, hierdie gaan 3 ure vat. Dis baie klere. En sy's so excited om vir haar pa te wys hoe sy in hierdie klere lyk, in hierdie rokkies lyk. En ek sê vir haar, reg my liefie, trek jou klere aan en wys op pappa. En ek steek my 4 aan en ek weet hierdie gaan 'n lang sit wees. En ek kry 'n koffie en sy trek een na die ander uitrusting aan. En sy kom wys dit vir my en dan model sy en dan sy draai in die rond en sy spin en sy is so opgewonde oor dit wat haar pa vir haar gegee het. En terwyl ek na my dogter kyk, kom haar so trots op my. Want ek kyk na my dogtertjie en ek sien she is well taken care of. Sy het meer as genoeg wat sy nodig het. En terwyl ek so geniet om na my dogtertjie te kyk wat haar verlekker in die voorsiening van haar pa, praat God met my en hy sê vir my, Johan, dit is hoe ek oor my kerk. Ek wil niks terughou nie. Ek wil sien hoe julle versorg is en hoe daar voorsien is vir julle, hoe julle stap in dit wat ek vir jou gekoop het aan die kruis. God weerhou niks van ons nie, net soos 'n aardse, die Bybel sê julle wat aardse vaders is, as julle weet om goed te doen aan julle kinders, julle wat sleg is, hoeveel te meer nie julle hemelse Vader nie. God het 'n begeerte om te voorsien vir sy kerk. God het 'n begeerte om sy kerk in 'n plek te bring waar hulle lewe in oorwinning. En net soos wat my hart gebars het van trots om te sien hoe my dogtertjie vrolik is en opgewonde is aan die voorsiening van haar pa, so wil God jou op 'n plek bring waar jy oorweldig is met blydskap en in tevredenheid en in dankbaarheid met die voorsiening van jou Vader. Hy wil jou op 'n plek bring waar jy in oorwinning lewe. Waar jy nie net sing van oorwinning en hoop vir oorwinning nie, maar waar jy in dit leef. God weerhou niks van jou nie. Een van baie goeters, maar een van die sterkste redes hoekom ons nie stap in oorwinning, die oorwinning wat God sê ons tot toegang het nie, is hierdie grasshopper mentaliteit. Is hierdie springkaan mentaliteit. Ons verdien dit. Ons kan dit nie doen nie. Dit behoort aan almal behalwe aan my. Daai steel so baie van ons. En vanaand wil ek graag bid dat daai ding oor jou gebreek word. Oor jou gesin gebreek word, oor jou besigheid gebreek word. Weet, ek praat met baie besigheidsouens dan sê hulle vir my, ag Jesus Andrei, dit maak nie saak hoe hard ek werk nie, ek gaan nooit suksesvol wees nie. As ek hierdie ding regkry dan breek die ding. En as hierdie ding gebeur dan gebeur daardie ding. Baie mense het hierdie mentaliteit van ons gaan net nie bo uitkom nie. En dit gaan nie net oor met ek verwys glad nie vanaand net na materialistiese sukses nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit is 'n posisie in Christus. 'n Plek waar jy oorloop van die vreugde van die Here. Die Bybel sê the joy of the Lord is your strength. Halleluja. Daar's soveel joyless Christene, mense wat geen vreugde meer het nie. Die vreugde van die Here is ons beskutting, dis ons krag. Die Bybel sê in His presence there is fullness of joy. Ons beleef nie daar is joy nie, want ons gaan in God se teenwoordigheid in, nie om sy teenwoordigheid te geniet nie, om joy te ontvang nie. Ons gaan bedroef in sy teenwoordigheid in, want ons Here, ons het 'n deurbraak nodig. Here, ek moet skool vir ons betaal. Here, ek moet dit doen. Here, ek moet dat doen. Help my, Here. Ons is konstant in hierdie fight or flight posisie by God. Terwyl God sê vir ons, moenie worry oor daai nie. Verlustig jouself in die Here, verlekker jou in die Here, verheug jou in die Here, dan sal voorsiening kom. Oorwinning het hy reeds bewerkstellig, maar ons mis uit op dit wat God vir ons het, die vreugde van die Here, die liefde van Jesus, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, want ons is besig om te toil en te sukkel en te stoei en te stry, terwyl Jesus die prys vir ons betaal het vir oorwinning. Caleb was frustreerd geweest met hierdie 10 spioene. Ek is seker hy het gedink, hoorie, waar redeneer ons? Ons redeneer oor, kan ons die belofte in besit neem? God het klaar gesê ons hoor in ons. Waaroor stry en debatteer ons? Vanaand is daar soveel mense wat stry en debatteer oor hierdie oorwinning waarvan God praat.
dat hulle gaan dit nie in besit neem nie. Maar vanaand praat ek met 'n kerk wat in die oorwinning van God gaan leef. Vanaand praat ek met mense wat vry gaan kom van hierdie minderwaardigheidskompleks, wat vry gaan kom van 'n sprinkaan mentaliteit, wat vry gaan kom van alles wat jou weerhou van oorwinning. En dit gaan jou posisioneer. Wanneer jy jouself in lyn kry met die waarheid, posisioneer dit jou vir oorwinning. Ja, amen. Halleluja. Ek wil sien dat die kerk wen en vorentoe gaan. En dis God se hart vanaand om 'n lewe te lewe van oorwinning. Wat ons vanaand weerhou is nie die aanval van die vyand nie. Dit dra by, maar dis nie die myn ding nie. Ons gee vir die vyand te veel krediet. Wat ons in die meerderheid vanaand weerhou van 'n lewe van oorwinning is 'n grasshopper mentality. Dis hierdie idee en hierdie mentaliteit. Dit behoort aan almal, net nie vir my nie. Dis beskikbaar vir almal, maar net nie vir my. Dis die leuen van die vyand en vanaand wil ons daai leuen breek oor die lewe. Ek wil graag vra ons om met te staan. Ek gaan vanaand saam met jou bid. Dat God 'n werk deur sy gees sal kom doen in jou lewe. Wil die musikante ook uitnooi om soms te kom speel. Halleluja. Ek wil vanaand vir jou sê dat God kan nie regeer in 'n area wat jy weier om oor te gee aan hom. As jy wil koning kraai oor sekere areas van jou lewe, dan kan God nie koning wees oor daai areas nie. Die ding is met baie gelowiges, baie mense erken Jesus as die Here wat vir ons redding bring, maar nie as die meester nie. He is savior to many, but he is not Lord to all. Ons wil hê hy moet ons redder wees, maar ons wil nie weet hy moet ons Here wees nie, want Here beteken dat ons buig onder sy heerskappy. Vanaand is daar areas in ons lewe waar ons nie oorwinning sien nie, omdat ons weier om dit oor te gee aan God. Daar's areas wat ons frustreerd is en hopeloos is en moedeloos is en ons kry net nie deurbrake in daai areas nie. Dis nie omdat God dit van jou weerhou nie. Dis omdat ons glo dat ons gaan nie wen in daai area nie of omdat ons dit nie wil oorgee. En so vanaand wil ek jou op 'n plek bring waar jy besef vanaand dat jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. En solank as wat jy probeer om met jou eie vermoëns te doen of om net met die mentaliteit te leef van ek gaan dit nie regkry nie, dis nie vir my beskore nie. Dit is maar net vir ander mense. Dan gaan jy altyd kyk hoe ander mense feast op die blessing van God terwyl jy uitmis. En die hartseer saak is dit dat dieselfde seën, dieselfde oorwinning wat beskikbaar is vir ander is beskikbaar vanaand vir jou. Moenie toelaat dat mense en dit is dalk die storie vanaand, dalk het jy jou hele lewe lank gehoor, jy gaan dit nie maak nie, daar gaan niks van jou kom nie. Daar's dalk 'n mentaliteit by jou gekweek oor jare en deur mense wat goed vir jou sê en deur gebeurtenisse in jou lewe wat hierdie mindset gekweek het in jou dat ek gaan dit nie maak nie, ek gaan dit nie maak nie. Dit is beskore vir almal behalwe vir my. Vanaand moet jy beheer van jou lewe en sê ek breek met hierdie mentaliteit en ek align myself met die woord van God. Dis hoe die Bybel sê in Romeine 12, hy sê renew your mind. Vernuwe jou denke. Juist omdat Paulus verstaan het dat die wêreld gaan 'n mindset op ons probeer afforceer. Hy sê nee, you have the mind of Christ. Hallelujah. When we have the mind of Christ, we think the way Christ thinks. Jesus dink nie, Here, arme mense, die ouens sukkel nie. Nee, hy's in oorwinning. The Bible says that we are seated with Christ in heavenly places. Ons is reeds in 'n plek van oorwinning. Ons moet dit net opneem. Maar vanaand moet ons daai mindset aanspreek. Ek wil vanaand vir jou sê jy gaan dit maak. Jy gaan nie net oorleef nie, jy gaan oorwin. Halleluja. Jy gaan nie net verbyskuur nie, jy gaan in abundance funksioneer. Weet jy wat nê? Die Here wil jou so seën dat jy 'n seën kan word. God praat met Abraham. Hy sê Abraham, I'm going to bless you to become a blessing. Die Bybel sê that God made Abraham a nation in a man. Dit beteken 'n nasie in 'n man. God het hom so opgerig dat hy 'n nasie in een man was. Hy het die vermoëns gehad, een man wat 'n nasie gehad. Dis wat God se hart is vir jou. We are the seed of Abraham, the Bible says. Halleluja. Maar vanaand moet ons breek met hierdie klein mentaliteit. Arme geduldig, en sukkel om gerus voort. Nee. Ons lewe in oorwinning. Halleluja. We are the righteousness of God in Christ. We are blessed and highly favored. We are blessed in the city and we are blessed in the field. The Bible says if we faithfully obey the voice of the Lord our God, He will set us high above the nations of the earth. The Bible says with long life we will be satisfied. Hallelujah. The Bible says that what He has started in your life, He will complete. The Bible says, for I know the plans I have for you. The Bible says, God het goeie gedagtes aangaande my en jou. En wat ons weerhou vanaand, is nie die vyand nie. Dis hierdie ding. Hierdie grasshopper. Maar vanaand breek ons.
Vanaand breek ons met dit. Die oomblik wat ons breek met die leuen van die vyand, posisioneer ons onsself om in lyn te kom met God se waarheid. En wanneer jy in God se waarheid wandel, haleluja, dan sien jy God se bevryding, God se vergifnis, God se voorsiening. Jy sien alles wat beskikbaar is. God weerhou niks. Hy het alles gegee die oomblik toe hy sy seun aan die kruis. Haleluja. You will make it. Jy sal succeed. Jy sal oorwin. Ons kinders het 'n toekoms in hierdie nasie. Ons funksioneer nie op wat die media sê, wat experts sê nie. Ons funksioneer op die woord van God, die hoogste gesag. Hallelujah. He said we will live and not die. The Bible says we will possess the land. Ons sal hierdie land besit. Hallelujah. We will be fruitful and we will multiply. We will succeed. We have favor with God and with man. Alles van ons vat verander in goud in Jesus naam. Dit is God se hart vir sy kinders vanaand. Maar vanaand moet ons onsself in lyn kry met God se wil en God se gedagtes oor ons. Net waar jy is, buig net jou hoofde vir 'n oomblik. Ek wil jou aanmoedig, daar waar jy staan, jy weet die area van sukkel wat jy in die gesig staar. Die area waar jy dalk 'n springkaan mentaliteit het. Die area waar jy begin glo, jy weet, ek gaan net hier uitbreek nie. Ek gaan net hier deurbreek nie. Ek wil vanaand vir jou vra, bring dit net vir 'n oomblik voor die Here. Kom ons spandeer net 'n oomblik in God se teenwoordigheid en ons bring daardie beperkings wat ons in ons lewe vir onsself opgerig het. Kom ons bring dit voor die Here. En ons nooi die Heilige Gees in om elke beperking te kom verbreek in Jesus naam. Halleluja, daai mindset wat jou weerhou. Hierdie mense het gedink ons is alles grasshoppers. Hulle het gedink hulle is sprinkane, terwyl God hulle gesien as kragtig in die land, mighty in the land. Hulle het gedink dat die beloftes is nie vir ons beskoor nie, terwyl God sê ek het die beloofde land is julle sin. Neem dit in besit. Dit behoort aan julle. Moenie toelaat dat ongeloof en 'n grasshopper mentality jou uithou uit wat God vir jou het. Hy het oorwinning vir jou. Bring dit vir 'n oomblik nog, dit jou beperking voor die Here vanaand. Jou besigheid gaan groei, jou huwelik sal floreer, jou kinders het 'n hoop in die toekoms. Hierdie kerk sal groei in Jesus naam. Bring dit voor die Here. As jy vanaand hier staan en jy sê Johanrey, ek sukkel met hierdie springkaan mentaliteit en ek het vanaand 'n diep begeerte om vry te kom van dit. Wil ek jou aanmoedig, daar waar jy is, wees bold en lig net jou hand op. Ek wil jou sien, ek wil vanaand saam met jou bid. Moenie worry oor wat mense dink nie. Kom vry van alles wat jou beperk. Kom as ek jou hand lekker hoog op, ek wil jou sien. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vanaand vir elke persoon in hierdie gebou. Elke persoon wat hulle hand opgesteek het en selfs die wat te skaam is om hulle hand op te steek. Here, ek dank U vanaand. Dat soos wat die woord vanaand gepreek word, die woord van oorwinning, wat U vir ons bewerkstellig het aan die kruis van Golgotha, bid ek, Here, dat elke individu in hierdie gebou vanaand, Here, hierdie woord sal aangryp en vanaand 'n openbaring sal ontvang en 'n besef sal hê dat U het vir ons alles bewerkstellig in die kruis. Oorwinning behoort aan ons. En Vader, vanaand breek ons met die leuen van die vyand en ons kry onsself in lyn met die waarheid van die woord. Vader, ons posisioneer onsself vanaand vir oorwinning. Ons posisioneer onsself vanaand om in alles te stap wat U vir ons beskoor het, wat U vir ons uitgelê het. En Here, vanaand breek ons met die leuns van die vyand. Ons breek met negativiteit. Ons breek met 'n springkaan mentaliteit. Ons breek met elke stem wat nie U stem is nie. Here, die Bybel verklaar dat U skape ken U stem. Vanaand spits ons oor om te hoor wat U sê. En ons maak onsself doof vir wat die wêreld sê. Here, ons bid vanaand, dankie dat U die Gees van God elke mentaliteit vanaand vernuwe. Thank you, Lord, that you renew our minds to the Spirit of God. Father, I thank you that we will have the mind of Christ, that we will see through the eyes of Jesus, that we will understand that we are not called to survive, we are called and a price has been paid for us to thrive in Jesus' name. Father, I thank you that the Word of God will dwell richly on the inside of us. As we prioritize the Word, your Word will come into us and it will change the way we think, the way we talk, the way we walk. It will change us. And as we are being changed into the image of Christ, we will walk in the victory of Christ. Vader, ons dankie vanaand vir die woord wat transformasie en verandering bring. Ons breek daardie klein mentaliteit. Ons breek daardie springkaan mentaliteit vanaand. Vanaand kom ons in lyn met U wil en met U woord, Here. Here, ek bid vanaand dat U 'n desperaatheid in die hart van elke mens in hierdie gebou
In hulle harte sal skep, Here, 'n honger, 'n desperaatheid vir U woord, om te eet van U woord, om te drink van U teenwoordigheid. Here, om onsself in 'n plek te kry waar ons U woord hoor, as enige TikTok video, as enige Instagram reel of Facebook post, Here, dat ons inligting en ons oortuiging nie sal kom van die woorde van 'n persoon op 'n media platform nie, maar dat ons inligting en ons oortuiging sal kom van die een wat die wêreld in sy hand hou. Dat dit sal kom van die woord van God, wat die hoogste gesag is. Mag dit die hoogste gesag in ons lewens wees, Here. Ek dank U vir 'n diep honger vir die woord vanaand. Breek elke grasshopper mentaliteit. Dank U, Heilige Gees, dat U elke hart bedien vanaand. Here, U weet wat hulle areas is, waar hulle sukkel, waar daar beperking is. U weet, Here. Heilige Gees, ek bid dat U nou daardie areas sal aanspreek. Dat U bevryding sal bring. Here, dat soos dat ons, as we receive the mind of Christ, that we will understand that you have called us to a life of victory. That you have called us to a life of possessing the promises of God. Dankie, Here, dat ons vanaand sal wegstap met 'n besef dat U posisioneer ons om elke belofte in besit te neem. Ek dank U, Here, soos wat ons huis toe gaan, dat ons sal in ons karre klim en ons huise toe sal terugkeer met 'n openbaring en 'n understanding that we are called for victory. Dat ons môre in ons werkplekke toe sal gaan, that we will walk and talk like people living in victory. In Jesus naam. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie vir die woord vanaand, wat verlossing en bevryding bring. In Jesus naam. Amen. Amen. Kyk vir my kerk, breek met die leuns van die vyand, wat jou weerhou, en kom in lyn met die waarheid van God se woord, wat jou posisioneer vir oorwinning. God weerhou niks van jou vanaand nie. Die vyand lieg vir jou. Vanaand lê ons hierdie mentaliteit neer, en ons stel die waarheid van God se woord op. Amen.